Yo, u wat seker opgewonde is aan die vorige wat u geluister het hoe ons met Peer de Tooi gepraat het. Peer wat van Jacob's Well betrokke is by wonderlike goed wat hulle doen. Julle sal in die eerste video ietsie inleidend gehoor het en in die tweede video sal julle sy getuienis gehoor het wat jy nie moet mis nie. En in die derde video het hy bietjie vertel van Jacob's Well, wat hulle doen. Het klink so maklik, het klink so vir alles wat net so op 'n skinkbord na jou toe gekom het, maar daar was seker, 'n mens weet mos, baie struikelblokke, baie goed wat uitdagings was, persoonlike goed en ander goed. En Peer gaan vir ons nou in hierdie video bietjie net sy hart oopmaak wat hierdie dinge betref. Peer, asseblief. Wat se persoonlike situasies het ons beleef? En hier wil ek almal aanmoedig om te weet dat wanneer ons in die Here is en ons is heilig, met ander woorde afgesonder, nie iemand met vlerke nie, maar iemand wat sy uitsluitlike doel is om die Here te behaag. Nou ons het ons net op die perseel intrek, het ons ons het die Februarie ingetrek en in die April van die volgende jaar, net so voor die Paas naweek, is ons in 'n gewapende roof gewees en nou ja, ek was in my lewe nog nooit geslaan nie, want ek het altyd myself uit enige situasie uit kon praat. Maar hulle het my met 'n mes gesny, hulle het my om 'n palmboom, soos daai ene, het hulle my gejaag met 'n pistool en gesê hulle gaan my skiet, en ek het net die bloed van Jesus Christus uitgeroep en ek het die vyand bestraf en ek is nie geskiet nie, maar ek is, toe ek weier om hulle nie in die huis in te neem nie, want ek wou gehad het, hulle moes in die kantoor gaan, want dan het ek nou nie my familie wat onder daai trauma hoef te beland nie, maar toe ek dit nie wou doen nie, toe iemand, daar was 6 gewapende manne met balaklavas, en toe ek het nou nie sien nie, toe kom die een man, maar nou bloei ek al, en die man met die geweer, met die pistool, is nou nie meer skieterig nie, en hier kom iemand met 'n knopkier, en hulle slat vir my, maar kliphard die op my heup, en omdat ek nog nooit geslaan is nie, toe dink ek, sjoe, maar ek kan dit nogal verdra, en ek probeer hulle oortuig om kantoor toe te kom, en die ou slaan my toe bietjie hoor op, en die derde een is hier, kraak aan my ribbes, toe besef ek, maar as hy my weer slaan, is sit teen my kop, en dan sit verby met my, maar toe ek hulle nou na die huis toe neem, toe is 3 van die ander al reeds ingebreek, en kom hulle met my vrou, en 'n pistool so teen die gang af, en sy het net op die skof van die leeu van Juda gedruk, en net vir die Here net verklaar, hy is by haar, en ons is saam, ek al druppende, bloeiende kamer toe, want dit was 'n redelike wond op my hand, en daar het ek vir hulle gesê, ek vergewe hulle, en die een het soos 'n mal mense aangegaan, op die ouens is ons kantoor toe, hy toe die mes wat hy my mee gesteek het op 'n stadium so opgehou en gesê, hy gaan my nou in my nek steek. Toe sê ek van, weet wat, ek kan jou nie help as jy so te kere gaan nie, bedaar, maar dit is nie my bedaarde tyd nie, want ek was so, dit was soos 'n woestyn in my lewe, maar die Here het vir ons deur dit gehelp, hulle het toe gevat wat hulle wou hê, en hulle is weg. Daar was 'n donasie van 6 stukkende laptops, so ons vat nou nie meer sulke goed nie, alles moet werk ten minste, maar dit was die vangs wat hulle nou gedink het, is genoeg en hulle is weg. En die jaar daarna, toe brand ons dubbelverdieping kantore, toe brand 185 vierkante meter af, en daar was komplikasies met die versekering, en dit het vreeslike hartseer by my veroorsaak, en dit het my eintlik gewroeg, omdat die versekeringsmaatskappy het alles in hulle vermoë gedoen, en toe net helfte uitbetaal, en dit het my diep getref, en ek het gebid daaroor, en een môre staan ek op, en my kas is vol
post-it notes vir gebede en gebedsversoeke toe. Kyk ek na daai eis wat ons 3,5 jaar voor gewag het, wat daar toe nie in ons guns besluit is nie, en my aandag is so op dit, en ek hoor die Here vra vir my, of ek bereid sal wees om dit op die altaar te sit, vir iets beter. En daai oomblik, toe breek daai benoudheid en daai ongelukkigheid oor my hart, en ek vat dit en ek sê vir die Here, ek is reg. Ek sal in die vooruitsig sien wat hy vir ons beplan. En die jaar daarna toe kry Anke, my vrou, lymfklierkanker wat versprei het. Sy het geweier om op die tradisionele chemo te gaan, omdat sy musiek speel in die kerk en ook kuns doen, en die chemo van daai tyd, of van die tyd, maak jou sensoriese in jou vingers gaan dood. Maar die Here was getrou, ons het gevas, en sy is op 'n baie ou tipe chemo gewees, met 'n biologiese iets, maar die Here het ons deurgedra, sy is genees. En toe die 27ste Januarie 2021, toe sy gaan vir haar 12de maand toets van kankervry, en hulle nou die stof deur haar liggaam sit om op te spoor of daar nog kankerselle is waar daar toe nie was nie. Toe het haar weerstand bietjie geval en sy kry toe COVID. Sy is toe vir 11 maande en 7 dae is sy op suurstof. So as dit load shedding is, dan moet ons hardloop, of in die nag moet die reaksiepersoon daar by ons, wat op diens is om ons veilig te hou, hy moet hardloop en hy moet staat, en so het dit gegaan, en sy was 5 maal gehospitaliseer, 2 bloedoortappings. Die internis het vir haar gesê, sy sal nie weer van suurstof kan afkom nie, en ek het gesê, in die Here se naam weier ons dit. Julle kan maar kom kyk, sy hardloop haar rond soos altyd. Ons is dankbaar, maar wat ek wil noem, is ons het nooit vir die Here gesê, hoekom of waarom nie. Want as ons hom dien, soos die woord sê, met al ons krag, met ons hart, ons siel, alles wat binne in ons is, sy heilige naam, dan moet ons tog, wanneer die riet buig en nie gebreek word, of die lampe te rook maar nie uitgedoof word nie, dan moet ons glo dat sy oë, volgens sy woord, is altyd oop oor die aarde, om te kyk wie se harte onverdeeld op hom gerig is, sodat hy ons kragtig kan ondersteun. Daarom, ons vat dit van wie dit kom, en ons weet dat alle dinge is sy diensknegte, en immers is hy besig om ons te vorm, en ons karakter te bou, sodat ons, daar waar hy gegaan het, om vir ons 'n voorbereiding te maak. Want die hemel is 'n voorbereide plek vir voorbereide mense. Dis nie, ons val nie maar net eendag uit en in nie. En ons moet weerhou om elke keer wanneer iets sleg gebeur, dan moet ons nou sê, maar hoekom of waarom, en dan is ons die gekrenkte. As ons kyk wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het, is dit wat ons moet deurgaan, en nie die baie kort leeftyd teen opsigte van die ewigheid, is 'n sekonde, dis 'n oogwink, is dit verby. So, ek wil iemand net ook moed maak, om, soos die oor omstandighede kom, ondersoek die hart. Die Here sê ons kan ondersoek of daar 'n weg by ons is, wat vir hom aanstootlik is, of afstootlik is, en dan kan ons ons harte uitbely, ons kan ons regmaak, waar ons 'n tekort het, en hy sal ons aanvul. Baie dankie.